Die enigste probleem is obviously maar nou net skoene. Die tipe skoene wat jy het, dit maak 'n groot verskil. Andersins gaan jy deur so 4 paar sokkies 'n dag van net nat voete. Ja. Koue voete maar warm die Dit is altyd lekker om vars bloed in 'n span te hê. En ek is so bevoorreg om 'n nuweling vir julle vandag voor te stel. Hy is ingevoer al die pad van die SWD af, 'n Brackenfeller wat nou sy voete in die rowwe Rusland moet vind. Welkom by ons, Dion Castens. Thanks, Jana, ek waardeer dit. Dit is lekker om hier te wees, dus vandag 'n bietjie kan gesels. So jy is nou al so tydjie in hierdie hele pre-season dinge. Hoe gaan dit? Hoe is dit? Lekker? Ja, is rustig. Ons is lekker om in die oefening te wees. Yeah. Ons het ek was obviously vir 'n tydjie bietjie buite rugby gewees, so om net op die veld weer rond te hardloop en so, dis great, dis lekker, is baie lekker. So gepraat van bietjie uit rugby uit gewees het. Hoe dit gebeur dat jy nou geland het in Rusland dan nou? Rusland was 'n gesprek vir 'n tyd al gewees. Maar elke keer omdat ek so loyaal is teenoor SWD, het ek elke keer maar gebly en tot my afrigter by SWD vir my eendag gesê, maar luister DC, vat die pad, gaan sien die wêreld, anders gaan jy so getrap word. So ja, toe te danke aan hom, ek dink hy het 'n groot rol gespeel het. Ek het die besluit gemaak om Rusland te vat. Wie is die afrigter by SWD? Zijn kus. Okay, het hy enige kontakte hier met die coaches in Rusland of? Ek sal so dink, hy en coach JP het saam gespeel vir die bulle. So ja, obviously hulle sal seker mekaar ken. Ag lekker. Jy het nou slapbam hier in die winter hier ingekom in Rusland. Hoe ervaar jy die Russiese winter? Dis eintlik baie lekker. Dis die sneeu obviously ken 'n mens as Suid-Afrikaner nou nie. Ek het so 'n paar keer al op my agterste gebeland. Die gegleiery om dit te beheer is vreemd, maar jy raak gewoond aan. En obviously die koue, mens sal dink as jy -15 hoor, dan dink jy shit, jy gaan doodvries. Maar dit as jy rond beweeg in dit met tyd, dan voel jy dit dis net nog 'n land. En as jy reg gekoop is, as jy die regte baadjie het, dan voel jy ook nie die koue eintlik nie. Ja, glad nie. Die enigste probleem is obviously maar nou net skoene. Die tipe skoene wat jy het, dit maak 'n groot verskil. Andersins gaan jy deur so 4 paar sokkies 'n dag van net nat voete. Ja. Koue voete maar warm die Maar nee, ek stem saam. Die skoene situasie, sodra jy enigiets anders as sneeuboots dra, jy gaan gly. Daar's nie 'n vraag nie, jy gaan gly. Maar jy het daarom die regte baadjie equipment gehad van die begin af of moet jy hier gekry het? Nee, ek het daarom gekom met 2 baadjies wat die job nog taamlik goed doen. Okay, ek is bly om dit te hoor. Want baie mense kom hier aan en dan soos ek moes gaan shop het eers want dit was nie reg nie. Nou ek verstaan, jy het genoem julle het al 'n bietjie geoefen, julle oefen daarom binnenshuis. Nou dit het nou ongelukkig nog nie die geleentheid gegee om regtig buite te speel en reg te besef hoe's die game, hoe's die spel hierso nie. Maar waarna sien jy uit in terme van spel vir die seisoen wat begin? Yes, dis eintlik 'n lekker vraag om te beantwoord. Ek dink grootdeels vir my is ek is in 'n hele nuwe groep mense om te kan sien hoe almal saam speel en daai ek wil amper sê die vibe van wat jy vir mekaar feed op die veld, hoe die SAFA ouens onder mekaar chat in die game om by mekaar te bly en die game daar te hou en ja, en obviously maar hoe die kwaliteit van die game is in wedstryde sien ek baie vooruit om te sien hoe dit is en die spoed van die game en ja, dis maar is 'n brood vraag om te beantwoord, maar in 'n nutshell is daai seker maar dit. Ja, en dit is ook lekker want jy weet nou soos ek aflei was jy 'n tydjie by SWD, so dis lekker of daai vars perspektief van nuwe coaching sisteme, iets jy kan weer jy voel al weer vars as 'n nuwe speler, jy leer weer nuwe dinge. Ja, so dit is 'n ding by SWD speel jy rugby vir 3 jaar en jy gaan half amper in 'n rol in later waar ek dalk hierdie jaar so 'n klub captain moes gewees het en sulke goed. En dan kom jy in 'n nuwe setup en nou is jy weer vars junior. Ja. En dit maak dit lekker. Dit maak die lewe interessant en dis maar hoekom ons rugby speel is vir daai. Absoluut, dis vir daai verandering. Ek dink dit is lekker om bietjie iets nuuts te doen en nie verveel te raak met jou posisie nie. Nou, het jy enige geheime stokperdjies of waarmee hou jy jouself besig as jy nou nie oefen nie?
Yes, ek is maar 'n ou vir 'n sport deur die dag. My TV sal permanent op sport hardloop heeltyd. Al kyk ek eens, is maar lekker om te hoor. Maar andersins stokperdjies. Ag, jy weet, soos elke ou wat maar alleen bly, speel jy net maar games en sulke goed. Die PlayStations. Die PlayStations, as jy alleen is 'n PlayStation my jou beste vriend. So, Absoluut. in Rusland is dit my stokperdjie. Obviously want dit is nog bietjie moeilik om goed te vind hierso wat jy anders sou wou doen, ja. Wel in die somer wil ek jou regtig aanmoedig wanneer dit nou afdag is, gaan explore, because dan het baie plekke om te sien, baie mooi plekke. Ja, nee, verseker. Nee, Plekke wat ander mense nie elke dag kan sien nie. Ja. Maar ek bedoel selfs in die winter is dit lekker om te gaan explore en aan die ander kant te sien. Als is nou wit en sneeu, dan om daai absolute drastiese kontras te sien. Yes, so ja. definitief gaan loop bietjie rond. En dan nou die sport wat jy so kyk, verkies jy cricket, golf, is dit maar net rugby wat op is? Nee, gesmuitjie van alles. Ek sal nou nie vir sokker die go gee nie. Ek sê hy staan nou nie hard in die agtergrond nie, maar ek dink grootdeels rugby en golf seker maar in die agtergrond. En dan Formula 1 season is waartoe my son was. Vital. Kan nie anders nie. Hoe was jou aankoms in Rusland geweest? So ek onthou hoe die ouens, hulle was almal opgewonde, daar kom nuwe ouetjie, nuwe Safa en hulle het reg gestaan om jou met oop arms te ontvang. Ja, die aankoms is eintlik is eintlik 'n storie, 'n lang storie van Suid-Afrika af. Ons het uitgefigure tussen my en JP en Kobus en Ricky het ons uitgefigure dat ons almal op dieselfde tyd vlieg uit Johannesburg uit. So toe het ons so gedink ons is dieselfde vlug. En coach JP sê toe vir my hou dop vir hulle en hy sê vir hulle hou dop vir my. En van hier tot in Kazan is ons drie op soek na mekaar op lughawens. Net om toe ek nou al die boys hier so actually met almal chat daaroor en so toe besef ons, hulle is Abu Dhabi om en ek is Dubai om. So toe ons het ons hele tyd op die lughawens spandeer om mekaar te vind en ons was nie daar gewees nie. Maar ja, toe ek hier aankom. En jy het natuurlik die selfoon om mekaar te bel en net 'n vraag soos, hoorie, op watse lughawe sit jy? Nee, omdat jy ken mos nie mekaar regtig nie. Toe ek in Moskou was, uiteindelik toe bel Ricky my uiteindelik vir die eerste keer. Okay. Toe besef vir shit, ons is nou op dieselfde vlug nie, maar dit was eintlik 'n snaakse storie geweest, maar as jy so as jy in 'n land buite Suid-Afrika is en daar SAFA's, daai ouens vorm, ek wil amper sê 'n klein groepie. Ja, ons noem dit 'n klein familietjie. Yes. En daai hulle kyk na mekaar. So om as buitestander nie in te kom, dis 'n uitdaging. Dis ek was op my senuwees want obviously die ouens het almal mekaar se rug, nou kom maar iemand nuuts. So hoe hanteer hulle dit? En as ek dit reg verstaan het daar lanklaas 'n nuwe SAFA hier ingekom. Ja, ek dink Damien was die laaste een en dit is ook al amper meer as 'n jaar terug. Ja, so maar gelukkig is toe ek hier aankom, ek bedoel ek was nie 5 minute in my nuwe plek gewees nie. Toe staan 'n klop aan my deur. En toe staan hierdie klomp boys hier voor my en hulle sê vir my, luister, jy hoef nie nou uit te pak nie. Los jou goed. Kom na ons toe. Dan was hier by jou en Damien se plek en kom kuier 'n bietjie by ons en dan wys jy 'n bietjie die dorp en hoe dit lyk hier so en so. So baie dankbaar vir dit. Ek bedoel in my eerste 5 minute in Rusland, in Kazan, dus maar is pas gerus. Ek was fyn, ja. So waardeer dit baie. Die boys het my mooi uitgesort. Ek is bly. Ja, ek dink dit is daai ding van jy is so angstig want jy weet eintlik hoe niks hier werk nie. En dan kom jy hier aan en jy soos, okay, ek gaan nou 'n naweek alleen wees. Hoe gaan ek oorleef? Waar gaan ek wat koop? Waartoe gaan ek? Hoe kom ek by oefening uit maandag want jy oefen ver? So ek dink dit is lekker dat jy net daai ouens gehad het wat dadelik ingekom het en net jou hand vat en vir jou sê, okay, kry hierdie app en dan is jy sorted. Dan voel jy meer gerus en dan kan jy met meer confidence by oefening opdaag, dink ek. Ja, 100% ja, en rugby is maar 'n ding van confidence voel dit vir my. Confidence game, dis maar wat dit is. Was dit vir jou baie anders as wat jy verwag het? Ek wil amper sê ja en nee. Okay. Ja in die sin van obviously as jy in Suid-Afrika by 'n nuwe span aankom, om lingo op te tel is maklik, want dit is in jou taal. Om hier lingo aan te leer is moeilik. Is regtig moeilik. Ek sukkel nog steeds en wat dit nog moeiliker maak is ek speel die posisie waar ek van 1 tot 15 half moet weet wat almal se rolle is. Jy moet met almal kan praat. Ja, so dis
dit is waar ek gedink het of geweet het dit gaan anders wees. Maar in die sin van rugby buite dit soos die algemene game is rugby bly rugby. Maak nie saak waar jy dit speel nie, dit bly dieselfde game, die mense verskil net. Dis goed om te hoor. Ja. Jy is 'n fees om mee te gesels. Baie dankie vir jou tyd en dat jy meer vir ons van jouself vertel het voor die seisoen amptelik afskop. Gepraat van, weet jy ongeveer wanneer ons julle weer op die veld kan verwag? In April Okay, kom die grootte. Ons sal dophou vir hom. Asseblief, wees daar. As jy wil sien hoe Dion aanpas in die Russiese liga, onthou om te like en subscribe, want een van die dae gaan die afskopvletjie weer blaas. En baie dankie vir al die liefde en ondersteuning wat ons channel kry. Ons waardeer elke liewe kyker en kan nie wag om vir julle in Suid-Afrika meer van die seisoen te wys nie.